lekker om hier by julle te wees vanoggend. My goed reg kry hierso. Soos julle weet het ons die afgelope ruk stil gestaan op ons reeks. Ek sê net. Ons sluit vandag die reeks af van Jesus deur die Bybel. Ons het eerste week gekyk, Jesus die skepper, toe Jesus die weg, die belofte van Jesus, die profesie van Jesus. En dan vandag gaan ons stil staan op die inkarnasie van Jesus. Voor ons begin, gaan ek dit net 'n bietjie van ons skrif lees, dat ons net ons gedagtes bietjie om Jesus kry. Ek lees uit Openbaring 1, maar ek gaan in die Engelse NIV lees. Dis nie op die bord nie, so julle kan net mooi volg wat ek lees. Dis Johannes nie die dopende Johannes wat hierdie beeld van Jesus sien, reg in die begin van Openbaring, wat Jesus hom sê, kom ek wys vir jou wat gaan gebeur. En hy gee hom hierdie visioen. En dis wat Johannes sien. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze, glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp, double-edged sword. His face was like the sun, shining in all its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Is dit hoe die wêreld vir Jesus sien? Is dit ons verwysingsraamwerk van Jesus? Is dit wat ek en jy lewe elke dag as ons dink aan Jesus? Is dit die beeld wat jy en ek weet die meeste mense op straat mee rondloop van Jesus? Is dit die beeld of nie? As jy vir iemand moet gaan vra, wat dink hy van Jesus? Gaan hy vir jou dit beskryf? Of gaan hy vir jou sê, dis, soos ek baie keer sê, is dit liewe Jesus, ergens, kinderbybel, of so iets. Wat is jou persepsie van wie Jesus regtig is? Ons, jammer om te sê, ons is in 'n pandemie. 'n Pandemie is 'n siekte wat wêreldwyd versprei, oor kontinente. Ons is heidaglik in so 'n pandemie. Dit affekteer ons spraak, dit affekteer ons optrede, dit affekteer ons verhoudings en ons harte. Dis 'n geestelike pandemie. 'n Geestelike pandemie. Dit neutraliseer ons en dit steel ons vreugde en ons vrede. En hierdie pandemie het eintlik maar net sy ontstaan in een ding alleen. En dit is 'n verwronge beeld van wie Jesus is. Hierdie pandemie kom om Jesus, die naam van Jesus te reduseer na iets wat onbeduidend en insignificant is. Om 'n totale wanindruk daar te stel, 'n verwronge beeld in die samelewing van wie Jesus regtig is. Jou beeld van Jesus bepaal hoe jy lewe. Dis soos 'n pendulum. 'n Klein siening van Jesus, gaan jy begin leef in die wêreld. Dinge van hierdie wêreld gaan vir jou begin belangrik raak. En op 'n stadium gaan jy agterkom, maar ek voel leeg. Ek voel eensaam. Ek voel onvervuld. Was iets missing in my lewe. Dis wat gebeur as die pendulum een kant toe swaai. En jou beeld is te klein van Jesus. Daarteenoor, met die regte siening van Jesus, die groot siening van wie Jesus is, gaan jy lewe van 'n geesvervulde lewe. Een wat gekenmerk word deur vrug van die Gees.
love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Galasiërs 5:22. Word gekenmerk die lewe van in die gees te lewe. 'n Geesvervulde, significant lewe. Dus kom jy sal sê, ons Vader in die hemel, laat u koninkryk kom. Dis wat jy sal bid as jy 'n geesvervulde lewe lewe. Ons Vader in die hemel, laat u koninkryk kom. En indien die vrug min raak in jou eie lewe, partykeer kom jy agter, maar ek is nie meer so geduldig soos wat ek was nie. Daar's elemente in my lewe wat nie daarmee, waar daar nie meer vrug is nie. Dis als maar net weer 'n teken van die pendulum maar net weer geswaai. As die wêreld vir jou 'n bietjie begin belangrik raak, moet jy maar weet, dis 'n gebrek aan intimiteit van Jesus Christus. Dis 'n gebrek aan wie hy is, wat jy jou oortuiging van wie hy is en die leef en die uitleef van dit. Hierdie reeks is dan 'n poging om Jesus weer in sy regte lig te plaas. Ons het nie net gedink, okay, cool, kom ons praat oor Jesus toevallig nie. Dis nie hoe dit gebeur nie. Ons bid hieroor. En daar's 'n aanval op die naam van Jesus Christus wêreldwyd. Dit het nie gister begin nie. Dis al van die begin af daar. Maar dit raak erger en erger en erger. Die intensiteit raak hoër en hoër en hoër. Daar's gelowiges wat ewen wegval. Die appeal van Jesus, die duiwel is nie stupid nie, hy is baie slim. Baie slimmer as ek en jy. Hy weet presies wat sy strategie om in plek te sit op wat sy oomblikke. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Die duiwel wat die naam van Jesus reduseer tot 'n enkele element in jou lewe of 'n kategorie, 'n kompartement in jou lewe. Jy weet dis die regte ding om te doen, maar jy lewe nie in oorgawe tot dit nie. En dis die rede vir die reeks is om te sê wat ons gevoel het God sê vir ons. Kom praat oor my. Praat oor Jesus Christus. Die een wat alles in stand hou. Ek lees vir julle 3 skrifte wat Jesus een is in Matteus. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. Wie praat hy hiervan? Praat nie van die duiwel nie. Praat van homself. Hy is die een wat ultimately besluit waar jy gaan eindig. As gevolg van hoe ons lewe. As gevolg van ek en jy lewe. Die keuse wat ons maak. Jesus sê, why do you call me Lord, Lord, and do not what I say? En dit is 'n gesprek van gelowiges. Why do you call me Lord, Lord, and do not what I say? Ons is baie vinnig om die Here Heerser te noem, Here van my lewe. Maar lyk dit so in jou lewe? Is hy regtig Heerser van jou lewe? En dis wat Jesus hier vra. Why do you call me Lord, Lord, and do not the things I say? En dan die derde ene. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another. All my praise to idols. Dis groot woorde hierdie. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to any other. All my praise to idols. En hoe vinnig is ek nie om, en dalk jy ook partykeer om ander goed in die lewe te weef wat vir jou iewes skielik belangrik raak. En nou dink jy idols is 'n goue kalf? Nee. Is dit ook. Maar daar's soveel subtiele idols wat ons in ons lewe inwerk, wat ons baie vinnig 'n baie hoë plek in ons lewens gee. Baie vinnig. Die Here deel nie sy glorie nie. Full stop. Die Here is die konstante ene. Dis ons wat na hom toe moet kom, nie hy wat na ons toe moet kom nie. Sy glorie is sy glorie. En dis ons keuse om in sy glorie te lewe en vir hom die glorie te gee wat hom toekom. Dit doen iets aan ons. Hy verdien dit. Ons het dit nodig om dit vir hom te gee. Kom ons bid. Hemelse Vader, as ons vanoggend hier stil staan en hy die woord oopmaak,
Dit is my gebed dat die naam van Jesus Christus weer die geregtelike plek in ons hart sal opneem. Dat elke woord wat vanoggend gepraat word, uit die hart sal wees. En deur leuen sal sny, deur murg sal sny, deur bakstene sal breek, mure sal afbreek wat gebou is as 'n verskansing. En wat keer dat ons by U uitkom, Jesus Christus, vir die glorie van U bedek. Ons kom bind elke leuen in die naam van Jesus Christus en ons kom bid en vra dat U Heilige Gees, die Gees van waarheid, volgens U sal wees en ons sal lei. En ons harte sal oopmaak vir dit wat U vir ons wil sê. En mag ons die uitstap vanoggend met die regte siening oor wie Jesus is, die inkarnasie van die woord, U woord, U wat vlees geword het, Jesus Christus, en in hierdie aarde kom woon het. Ons loof U en ons prys U heilige naam. Amen. OK, ons gaan as inleiding gaan ons bietjie 'n skrif kyk in Johannes 1. Soos julle weet is die ultimate skrif van die inkarnasie van Jesus wat vlees geword het. En so ek sê ons sluit dan die hele preekreeks af met dit, Jesus wat vlees geword het, die woord wat vlees geword het. In the beginning, ons begin met Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word, die logos. In the beginning. Kom ons staan net gou een oomblik stil daar. In the beginning. Dis vir ons moeilik om te sê wat in the beginning, wat was die begin? Ons en die einde. Vir ons dink lineêr aan tyd. Maar God is buite tyd en buite ruimte. As hierdie die aarde was in my hand, dan kyk Jesus so na dit en hy kyk so na dit. Ons kan net so sien van A na B. Jesus kyk nie so na tyd nie, hy is buite tyd en buite ruimte. So, as dit sê in the beginning, wat se begin? Want Jesus sê self vir homself, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Die begin en die einde. So wat miskien lees en ek sê, in die begin was die begin. In die begin was Jesus, want hy was die begin. Ek kan, dis oor my kop. Ek gaan nie eens probeer om dit verder te verduidelik nie. Maar gaan dink daaraan. Ons is baie geneig om goeders te lees, oor te lees, maar dit is so diep en is so ryk en is so groot. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die einde, die begin en die einde. In die begin was die begin daar, die Alfa en die Omega. En dit was die woord. In the beginning was the word, die logos. Wat is die logos? Die logos was die woord. Die logos is die openbarende skepende krag van God. Anders gestel, die rede hoekom alles is soos dit is. Die rede hoekom alles bestaan. Die rede hoekom alles is soos dit is. Die rede vir my en vir jou. Dit is sy naam, die logos. Die openbaring en skepende krag van God. In die begin was die woord, en die woord was God. And the word was with God, and the word was God. Hierdie and the word was with God, and the word was God. The word was with God, and the word was God. Dit bevestig Jesus Christus se goddelikheid, ewigheid en rol as skepper. Luister mooi, dit bevestig Jesus Christus se goddelikheid, sy ewigheid en sy rol as skepper. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Weer eens die skepende deel van wie hy was, die woord. Ek daai in my Kolossense staan nie op die woord nie, maar hoor gou hier. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together.
All things have been created through him and for him. Kom ons staan net op dit opstel op 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Dink net oor die gravitas van wat hier staan. All things have been created through him and for him. Wat die implikasie vir jou lewe as dit die vaste feite is, die vaste oortuiging is, dit vas, dit is nie iets wat beweeg nie. Dit is nie iets hoe Jesus voel nie, alles is vir hom gemaak en deur hom gemaak. As alles vir hom gemaak is, dan sal verrykende gevolge vir my lewe. As alles vir hom gemaak is. Dan beteken dit per definisie, dat whatever ek doen, nie goed genoeg is, as dit nie in lyn is met wat Jesus Christus wil hê vir my lewe nie. Besef julle wat dit sê hierso? Alles is deur hom en vir hom gemaak. So 'n lewe sonder Jesus is geen lewe at all. As jy goed doen, enigiets doen, en daar's nie 'n Jesus flavor of 'n motivering of 'n een of ander iets waar Jesus geglorify kan word deur dit nie. Dan is ek bevrees jy mors jou tyd. Niemand gaan net jy's oulik en 20 jaar later na jy in die grond is, jy onthou vir alles wat jy gedoen het wat oulik was nie. Ek kan 'n brief gee. Nie die grootste maatskappy nie, nie die grootste kar nie, nie die grootste plaas nie, nie die mooiste buffel nie, niks nie. Niemand gaan worry nie. Niemand gaan worry nie. Ek sê ernstig. People don't care. Wat saak maak is Jesus Christus. All things were created for him and by him. He was with God in the beginning. Ek het klaar die gesê, sorry. In him was life. Life, wat beteken hierdie? In him was life. Hierdie woord wat vlees geword het, in him was life. Wat beteken dit? Dit beteken 'n geestelike en 'n ewige lewe. Die lewe is die Griekse woord zoe. En miskien van julle kinders naam is miskien Zoe, julle dogters Zoe, né? Wat dui op 'n goddelike, ewige lewe. Nie net 'n blote biologiese bestaan nie. Dit beteken ware lewe, doel en vreugde, en dit word slegs in 'n verhouding met hom gevind. So in Jesus, in die woord was Zoe, 'n ware goddelike ewige lewe. Nie net bloot 'n biologiese bestaan nie. Ons almal bestaan in ons eie name, maar jy lewe in Jesus. Chris bestaan in sy eie naam, totdat hy vir Jesus ontdek. Ons almal bestaan in ons eie name, en dis net jy. Maar jy lewe in Jesus Christus. Jy kan nie lewe in jou eie naam nie. Jy kan lewe in Jesus Christus. Jy kan Zoe in Jesus Christus. And that life was the light of all mankind. Daai Zoe, that life was the light of all mankind. Die lig van die mensdom. Die vers vervolg met, en die lewe was die lig van die mens. Dit beteken dat hierdie goddelike lewe geestelike helderheid, begrip, betekenis en waarheid aan die mensdom bring en die duisternis verdryf. Kortom, in hom was lewe. Beteken Jesus is die bron van lewende krag, lig en ware ewige bestaan. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Van wie praat Johannes hierso? Hy praat van Johannes die Doper. Onthou dit net, maak 'n knoop. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. I said, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of a human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. Dis Immanuel, God met ons, die vervulling van die profesie van Jesaja, wat die inkarnasie van Jesus voorspel het.
Dis was hulle plek waar Jesus in die sinagoge opstaan en hy lees Jesaja en hy sê, "Today this scripture is fulfilled in your presence." Vir die Jode in die sinagoge, imagine, ek het al voorheen hier gepraat, imagine jy moes daar gewees het. Almal sit en wonder wie is Jesus regtig en hy praat en daar's bespiegelinge en praatjies onderlangs en hier staan Jesus op en hy lees die skrol van Jesaja. Hulle vra hom om te lees en hy staan op en hy sê. En hulle ken daai profesie van Jesaja. Elke een wat daar sit. En hulle is zealous vir die wet, né? Almal wat daar sit. En hy staan op Jesus en hy sê, "Today the scripture is fulfilled." Immanuel, God met ons, die woord wat vlees geword het. Die rede, the reason for everything, wat vlees geword het. Wat vlees geword het, wat op hierdie aarde kom tabernakel het, saam met ons. Johannes skryf op groot dele in die boek van Johannes, skryf hy lang uitgerekte gesprekke. Maar Johannes, die boek van Johannes is anders. Dit is anders as die ander evangelies. Maar het jy ooit gewonder, hoekom het Here vir ons, hoekom is daar 4 evangelies? Hoekom is daar 4 evangelies? Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hoekom is daar net een nie? Hoekom het jy net vir ons een gegee nie? Daar's net een Lukas, daar's net een Acts. Daar's net een Revelation. Hoekom is daar 4 evangelies? Matteus, die ouens wat nou nog onlangs die Bybel begin lees het, dis die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. Jy lag maar, daar's mense wat dit moet hoor. Elke een van daai evangelies is geskryf deur 'n ander disipel. Julle moet hierdie goed verstaan. Dis nie net bladsye en boeke nie. Daar's 'n agtergrond tot hierdie goed. En as jy die agtergrond begin verstaan, begin dit regtig excited raak om dit te lees, want dit tel jy soveel nuances op. Maar elkeen van die evangelies is geskryf deur 'n ander disipel. Dis sy persoonlike ervarings, sy oortuigings wat na vore kom. En almal saam gee 'n mooi holistiese beeld van Jesus. Markus is waarskynlik eers geskryf, maar dis eintlik Markus het eintlik by Petrus gaan sit en Petrus sê hy dit wat gebeur het en hy skryf alles neer. Markus skryf neer en Petrus het nie geweet hoe om te skryf 10:1 nie, anders sou hy dit self geskryf het. Hy het nie om vis te vang. Maar Markus skryf alles wat Petrus vir hom sê en daar gaan hy. So Markus skryf alles wat Jesus nie eens gedoen het. 'n Paar later is Matteus en Lukas geskryf. En hulle fokus nie so baie op wat Jesus gedoen het nie, maar hulle fokus meer op Jesus wat Jesus gesê het. Matteus fokus meer op die Jode en Lukas dan fokus meer op heidene. Julle sal sien as julle die boeke lees, hoe kom hy op temas deur. En so kan ons aan verskillende temas of prente van Jesus van elke evangelie. In Markus evangelie word Jesus gesien as the Son of Man. In Matteus sien ons Jesus as die koning van die Jode. En in Lukas word Jesus geportray as die redder van die wêreld. Okay. In die evangelie van Johannes raak dinge actually bietjie heel anders. Dis bietjie anders. Hy fokus nie regtig op wat Jesus gedoen het nie, of wat hy gesê het nie. Daar is elemente van wat hy gedoen het en gesê het, maar hy het 'n ander fokus. Hy was baie meer geïnteresseerd, Johannes, oor wie Jesus was. Wie was Jesus regtig? As jy vir 9 ouens op straat gaan vra, wie is Jesus, dan gaan hulle vir jou die beeld gee van Jesus op aarde. Hy was gebore in Bethlehem en so gaan ons aan en hy is gesterf aan die kruis. Dit is die som totaal van die ou se oortuiging van wie Jesus is. Maar dis nie wat Johannes gaan doen nie. Dis nie waar Johannes hom gaan haal nie. In the beginning was the word. Dit bring jou nader aan Jesus as enige ander van die evangelies, die evangelie van Johannes, as gevolg van die manier hoe hy dit aanpak. Dit maak dit moontlik om Jesus te verstaan as 'n persoon. En aan die einde kan Johannes kom en hy kan sê ek ken vir Jesus. Wat die Griekse woord of die Hebreëse woord yada is. Yada. Dit beteken 'n lewende verhouding en 'n persoonlike ervaring. Dis wat die woord is, 'n woord van intimiteit. Yada is to know someone intimately. En dis wat Johannes kan sê aan die einde van sy lewe. Hy het vir Jesus intimately geken, hy het hom geyada. Yada is almost always tied to action and obedience. To know God in Hebrew thought
is to obey him. If there is no obedience, there is no yada. En om vir Jesus te ken, is om te lewe. 'n Oorvloedige, goddelike, ewige lewe. Zoe. Nie net blote biologiese bestaan nie. In Johannes 17 sal julle sien, sal julle lees, dis Jesus waar hy gaan bid, net voor hy gekruisig word, gaan Jesus en hy gaan alleen na een kant toe. En hy sê, Father, the hour has come. And hy sê, glorify your Son. Glorify your Son, so that the Son can glorify you. Hy sê, you have granted him all authority over people. All authority over people. To give eternal life to those you have given him. To give eternal life, Zoe. To give, you have granted him authority, vir wie? Vir Jesus Christus. Father, you have granted me authority. To give eternal life to those you have given me. Dit vir ons staan. En dan sê hy, and this is eternal life. Is to know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dis wat Jesus bid. Gaan dink daaroor. Johannes 17. Johannes is all about Yada en Zoe. All about Yada en Zoe. En dis Johannes, opgesom. Johannes is, dis hoekom hy soveel anders is. Johannes, interessant in die boek, hy los 'n klomp goed uit wat die ander ons optel. Hy noem niks van Jesus se geboorte, eintlik nie van Bethlehem nie, niks oor die doop van Jesus nie, nie oor die versoeking van Jesus nie, interaksie met demone nie, niks oor die tuin van Getsemane nie, niks eers oor die breek van brood en laaste ete nie. Dis opmerklike weglatings. Maar dan is daar ook ander dinge wat net in Johannes voorkom. Daar's 7 wonderwerke in Johannes. Onder andere die water en wyn, laastes uit die dood en toe hy op die water geloop het. Johannes skuif sy fokus na baie spesifieke goed. Maar daar's 'n rede hoekom Johannes baie anders as die ander. En Johannes toevallig ook, noem hy ook die 7 stellings van I am. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding, I'm the resurrection and the life. Dit is wat hy vir Lazarus sy suster sê, toe sy met hom praat, en sê, maar hy is klaar dood. As jy maar net hier was, dan sê Jesus, jy verstaan nie. I am the resurrection and the life. Die wat in my glo sal nooit doodgaan nie. Hulle sal vir ewig bly voortbestaan, sê vir Lazarus se suster. En hy sê, ek is die weg, die waarheid en lewe, en ek is die ware wingerdstok. Daar is 4 redes hoekom Johannes soveel anders as die ander. Die periode waarin dit geskryf is, 60 jaar na Jesus se opstanding is Johannes geskryf. So hy's 'n ou man, en hy's gesout. Hy's deur jare se ervarings van wie Jesus is. En dan die tweede rede is, die persoon wie die boek geskryf is, Johannes homself. So daar was die 12 disippels, dan was daar die binnekring. James, John en Peter. Dit was die binnekring van die 12, né? Maar dan was daar Johannes. Dan was daar Johannes, the one that Jesus loved. The one that Jesus loved. Die met Jesus se beste vriend was. Imagine dit. Né? Imagine dit. Imagine jy kan sê Jesus sê jy was sy beste vriend op die aarde, die skepper van die wêreld. En Johannes onder andere in die boek van Johannes praat hy van miracles, maar hy wys na as tekens. Hy sê die ander skrywers van die ander evangelies verwys na miracles, maar hy verwys na tekens. Hy sê hierdie is tekens. Dis alles aanduidend van iets groter. Die wonderwerk is great, maar die teken wys na iets anders en dit is Jesus Christus. Ons moenie die twee verwar nie. En dan die derde ding hoekom Johannes so anders is die rede hoekom dit geskryf was. Aan die einde van Johannes kry ons uit Johannes 20. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Johannes moes kies waar hy wou skryf. Hy kon nie alles contain nie,
wat Jesus gesê het. En hy sê dit as daar's nie genoeg boeke in die wêreld om te skryf vol te maak vir alles wat Jesus gesê het nie. Maar die woord geloof in Johannes in die boek Johannes kom meer as 100 keer voor, of ongeveer 100 keer voor. En dis die Grieks. Dit is die Grieks se woord van dit is pistis. En dit beteken faith equals faithful. Jy kon nie vir ons gesê het, you have faith, pistis, but you're not faithful. Dis dieselfde ding. Die twee is nie verwyderd van mekaar nie, dis een en dieselfde ding. Okay. En daai wat Johannes van praat, if you have believed in Jesus Christ, daai is ook geskryf in die continuous present tense, that you may go on believing. Dit was vir ons belangrik, dit was vir Johannes belangrik, dat ons sal aanhou glo en aanhou lewe, dat ons nie sal terugval en net bestaan nie. Maar laastens, en ek sluit hiermee af, die rede hoekom Johannes soveel anders was, en ek gaan dit vir julle saamtrek, is die plek waar dit geskryf was. Johannes het in die dorpie Efese gebly. En in Efese was daar verskillende leerstellings en verskillende ouens wat verskillende goed geglo het. Een van die ouens groepering daar het self 60 jaar later na Jesus se opstanding het hulle nog steeds gedink onnodige ek wil amper sê agting gehad vir Johannes die Doper. Dit was die een leerstelling. En die tweede een was 'n klomp Grieke wat geglo het dat my plekkie kry. Wat geglo het dat Jesus was nie die seun van God nie. En die ander by die ander kant. Hulle het 'n te klein agting vir Jesus gehad, die ander groepering in Efese. En dit is wat Johannes hier kom aanspreek. En hy sê dit het gekom as gevolg van 'n Griekse manier van dink. So die Griekse manier van dink sê daar's 'n divide tussen liggaam en siel. Tussen die natuurlike en die geestelike, tussen die goddelike en die mens. Die geestelike teenoor fisies, die twee kom nie by mekaar uit nie. Die vraag is, as dit jou oortuiging is, aan watter kant is Jesus dan? As die twee nie mekaar kan uitkom nie. So hulle het 'n probleem gehad in Efese daai tyd. En Johannes in hierdie brief spreek die probleem aan. Dis hoekom hy sê in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And he became flesh. Hy trek die parallel deur. Die probleem was gewees, as jy glo dat Jesus God was, in jou Griekse manier van dink, dan kon hy nie mens gewees het nie. Maar die ander het geglo hy was mens, dan kon hy nie God gewees het. So dit is erg problematies. Okay, nou was 'n middelse een wat gesê het, Jesus was 'n super angel, en daai ons klop vandag nog aan jou deur, daai tipe ons wat daai goed glo. Maar nou albei was verkeerd. Jesus was beide God en mens. Alles kom in stand in Jesus. Immanuel, God met ons. Hy was die sondeoffer vir ons gewees. En omdat Jesus 'n mens was, kan hy met my en met jou identifiseer. Hy kan met ons hartseer, met ons pyn, met alles wat ons is as mense, kan hy mee identifiseer. En hy het ook, deur die prys te betaal, het hy toegang na God bewerkstellig. Ek eindig met hierdie skrif weer, van Johannes 17, my tyd hardop uit. For the joy set before him, he endured the cross. For the joy set before the word. For the joy set before the Alpha and Omega. For the joy set before Jesus Christ. He endured the cross. Dit was vir hom die moeite werd om die kruis dood deur te gaan as 'n offer vir my en vir jou. Dit was vir hom absoluut elke sekonde die moeite werd. For the joy set before him. He endured the cross. Jesus het in volle God, Jesus wat in volle God is, het in volle mens geword, sodat hy die volle prys kon betaal vir my en vir jou, sodat ons werklik kan lewe. Zoe. Yada en Zoe. Ons gaan nou afsluit, en ek wil eintlik net hê julle moet een ding alleen doen, en dis om jou oë toe te maak, en te fokus, en te dink, wat sê die Here vir jou? Waar is jy in jou lewe? En wat se posisie is jy
teenoor die openbaring van wie Jesus regtig is. Hoe lyk jou lewe op die oomblik? En is daar areas in jou lewe wat jy voel, die Heilige Gees vir jou uitwys, wat jy kan bely, wat jy kan regtrek, sodat jy 'n ewige lewe kan hê, sodat jy 'n lewe kan hê van 'n goddelike vreugde. Ons gaan nou in 'n tyd ingaan, ons net so 'n minuut of 2 gaan stil wees. En dan gaan ons vanaf gaan verder.